my God, waarom het U my verlaat? Dit is die bekende woorde waarvan ons lees in Psalm 22 vers 2. Die digter Dawid ervaar God as 'n vreemde, ver af God wat nie sy gebede verhoor nie. Hy roep tot die Here, maar kry geen antwoord nie. Hy roep tot God, maar God red nie. Waarvan moet God hom red? Dit voel vir hom asof sy vyande al nader beweeg. Hulle wil hom om die lewe bring. Ook dit beskryf hy vir ons en hoe dit voel op 'n aangrypende wyse in Psalm 22. Hulle is soos wilde beeste uit Basaan wat hom met hul horings wil deurboor. Hulle is soos 'n trop leeu's met oop bekke wat hom inwag om hom te verskeur. Hulle is soos wilde honde wat hom wil verslind. Wat hy voel en wat hy ervaar, beskryf hy ook in hierdie Psalm. Hy is soos water wat op die grond uitgestort word. Sy hart is soos was wat in sy borskas smelt wanneer hy aan hierdie dinge dink. Hy voel soos 'n potskerf. Hy kan maar op die ashoop weggegooi word. Maar dan, vriende, lees ons in vers 22 dat Dawid 'n wonderwerk ervaar. God luister en God antwoord. God bring die uitkoms waarna hy verlang. En wat so interessant is van Psalm 22 is dat Dawid nie vir ons sê wat gebeur of hoe dit gebeur nie. Slegs dat dit wel plaasgevind het. Dit is 'n wonderwerk, 'n misterie ver bo sy verstand. Ook Jesus het dieselfde woorde aan die kruis geuiter. My God, waarom het U my verlaat? En in daardie oomblik voel hy God se verlate. Daarna blaas hy sy laaste asem uit en hy sterf. Maar dan, vriende, 3 dae later word Christus uit die dood opgewek en hy leef. 'n Wonderwerk het plaasgevind, 'n misterie ver bo ons verstand. Hoe dit gebeur, kan ons as mens nie sien nie. Wat presies op daardie oomblik gebeur het daar in hy graf, kan ons nie verduidelik nie. Al wat ons kan sê, al waarvan ons kan getuig, is dat die Here gehoor het. Die Here het geantwoord. Die Here het 'n uitkoms gebring vir jou en my. Deur Christus se dood, maar ook veral sy opstanding, is ons verlos van die dood en van die sonde. Gebeure ver bo ons verstand. Somtyds voel ons ook God se verlate. Somtyds voel ons ook ver van die Here. Ons roep tot ons God, maar hy antwoord nie. Hy red nie. Maar dan, en dit het ons elkeen al ervaar, ontvang ons ook die antwoord, ook die redding, ook die genesing, selfs die uitkoms waarna ons soek. Hoe dit gebeur, weet ons nie. Wat presies plaasgevind het, kan ons nie sê nie. Ons kan slegs getuig dat 'n wonderwerk ook in my lewe plaasgevind het. Hoe antwoord ons op hierdie uitkoms, op hierdie redding, op hierdie antwoord wat God bied? Digter van Psalm 22, Dawid, gee ook hier vir ons die antwoord. Nadat hy redding ontvang het, getuig hy van die Here. Nadat hy gered is, loof en prys hy God. Nadat die Here sy gebede verhoor, sê hy dankie met sy ganse wese. Mag ons ook elke
dag God eer. Mag ons ook elke dag God dank. Mag ons ook elke dag God prys. Mag ons ook elke dag van God getuig. Amen.